ontdek die waarheid van die Bybel. Die boek Spreuke deel 384. Ek is professor Hannes Redinghuis van die Eerste Gemeente van Jaffa Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sou jy dank belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het. Ek dink spesifiek aan waarom 'n 4de Afrikaanse Bybelvertaling so relevant aan die tyd waarin ons leef met al die internetleens en manuskripte en al die goed. Sou jy belangstel of in enige van die ander boeke, kontak ons by ons WhatsApp nommer 0722 367 124. Gaan na my webtuiste https://jaffashua.co.za. Soos jy sien op die bokant hierso. As dit al die eerste keer is dat jy na die reeks gaan kyk of luister, is uiters belangrik dat jy by deel 1 moet gaan begin, want jy het reeds 'n magdom inligting gemis. Dit is uiters noodsaaklik dat jy sal inteken op die YouTube kanaal, sodat jy die verskillende kennisgewings van al die studies kan ontvang. Stuur ook die kontak vir die vriende en kennisses, almal vir wie omgee. Die reeks gaan lewensveranderend wees. Jy moet 'n skryfblok en pen en 'n 33 Bybel, 67 King James Bible of die Restoration of the Original Sacred Name Bible byderhand het. Kom ons bid saam. Vader Jaffa, ons kom vanmôre as u kinders, nie as bedelaars nie, nie as buiteegtelike kinders nie. Ons kom vanmôre as Jaffiste en deel van die bruid van Jaffashua universeel. En ons verklaar ons afhanklikheid van u, halleluja, deur Jaffashua en die werkinge van die Ruach HaKodesh. Salf u woord, maak dit lewend, spreek u tot ons, bereik u bo-natuurlike doel in elke lewe, in die naam Jaffashua. Ons loof en eer u vanmôre. Ons dink aan hulle wat krank is. Ons dink aan hulle wat vanmôre tekort kom. Hulle wat vanmôre in probleme sit. Vader, u is bo-natuurlik en in Jaffashua het jy reeds vir ons die antwoord gegee 2000 jaar gelede. Seën vanoggend se studie. Ons vra dit in die naam bo elke ander naam. Die naam Jaffashua en elke Jaffis sê halleluja. Halleluja, halleluja. Ek wil net baie welkom by Ontbyt met Prof Hannes. Ek vertrou dat vanoggend se studie vir julle 'n groot seën gaan wees. Ek wil net sê, terwyl ek nou die gebed afsluit, toe ek sê elke Jaffis, toe dink ek net aan die onderdompelingsdiens, die 2de Mei, dis 3:00 die middag in Montana, by die swemskool, die warmwater swemskool. Sou u belangstel, daar's 'n klompie mense wat reeds belangstel. Sou u belangstel, kontak my, stuur vir die pinkode en 'n kort boodskap hê hoe jy moet aantrek en wat moet gebeur daar. Jy moet nie juweliersware saambring nie en. Goed, ons gaan onmiddellik oor na die boek Spreuke, hoofstuk 21 vers 7. Halleluja. Dis wonderlik hoe Jaffa elke môre ons voed met lewende woord. Bo natuurlike lewende woord. Ek wil net voor ek die skrifgedeelte lees van die geleentheid gebruik maak om vir broer Rocco en suster Jaonie baie dankie te sê. Hulle het vir my soos wat hulle die 70 weke van Daniël op die verouderde papier gedoen het, die tydlyn en ook die Daniël 9:27, die laaste vredesverbond ook gedoen in kleur, wat baie mense reeds voor gevra het hulle toe met ek wil dit so noem, Paasnaweek wat nou verby is, het hulle toe gegaan, want ek het die boodskappe gepreek, ek het die goed uitgesit, ek het dit uitgestuur, en die tydlyn, en toe wat Jaonie en broer Rocco gedoen het, hulle dit op daardie tipe papier in 'n tydlyn gaan doen, met al die geskrifte en goed by. So dis op jou selfoon, dis in Engels en in Afrikaans. Nou wat jy moet doen, is jy moet vir my 'n WhatsApp stuur, wat sê die Pashach, of die Joodse Nuwe Jaar, tydlyn, of die Paasfees, tydlyn. Jy kan enige een van daai woorde gebruik, dan gaan ek dit vir jou gratis stuur.
Dis die regte ding om te vat na Postnet toe en om te laat druk in 'n A3 en raam hom, sit dit in jou huis. Wat iets en is op jou foon. Stuur dit vir soveel mense as wat u kan. Verstaan? En dis hoekom die Satan alweer besig is. Ek wil dit net dalk sê voor ons begin hier so dat 'n vroumens op Facebook het my probeer uithaal, sy het in my karakter geklim en weet jy wat, ek gaan my net nie eers steur aan daaraan nie. Want ek het nou die gesê Thys se Bybel is verban, die Restoration Bybel. Toe vat ek nou die verbande Bybel en ek sit 'n nuwe cover op hom en toe onverbande kom. Ek het die vrymesselaar sê, erken die vrymesselaar tekens van die wit duiwel goed. Maar toe het ek nou boonbehalwe dit alles, het ek toe nou die verbande Bybel gebruik ek nou. So, nou, jy sien dis wanneer jy nie weet waaroor jy praat nie. Jy hoor die klok slaan, maar jy weet nie waar die kerk sit nie, né? So ek gaan my nie eers aan dit steur nie, ek gaan dit nie eers antwoord nie, ek wil dit net noem. Kom ons bid vir die bediening. Dit is so belangrik dat die bediening op gebed gebou is. Halleluja. Ons is so dankbaar vir ons bidders. Prys Jahwe vir hulle ook. Vers 7, Spreuke 21:7. Die gewelddadigheid van die goddelose, kyk my vingers, die ongeredde persoon, sleep hulle weg van die bo-natuurlike genadebloed van Jahwe, want hulle weier om reg te doen. Kyk my vingers, want dit druis in teen hulle goddelose leefwyse. Nou dit is presies wat ek gesê het. Snaaks dat hierdie skrif nou vanmôre, nie snaaks nie, maar dat broer David nou vir my vanmiddag hierdie boodskap stuur van die vroumens, hele stuk wat sy geskryf het. Die gewelddadigheid van die goddelose, die ongeredde persoon, sleep hulle weg, hoor wat ek sê, van die waarheid. Hy sleep hulle weg. Die mense is so godsdienstig, teologies, internetgewyse, geïnspireer, verblind. En hulle besef nie wat se skade doen hulle aan die koninkryk van Jahwe nie, maar ook aan hulle eie lewens. Hoekom? Want die woord sê, wat jy aan die geringste van my kinders doen, of aan my koninkrykswerk doen, jy bring 'n onheil oor jouself. Jy bring 'n onheil oor jouself. Die skrif sê, dis wreed om te val in die hande van 'n lewende Elohim. Dis vir die ander ouens se God. Dis wreed om in sy hande te val. En dis hoekom ons onverskrokke aanhou met hierdie bo-natuurlike evangelie. Want dit pla ons nie meer wat die mense sê nie. Want dit gaan oor hierdie ander spookpredikers met hulle gitaartjies en hulle gesiggies en al die goeders. Nou gebruik hulle al vroumense, want dit is van hulle trawante, ek kan dit sommer sien. Die trend is dieselfde. So, kom ons kyk, ons lewe in 'n tyd van die groot leuns. Die gewelddadigheid van die goddelose, die aggressiwiteit. Weet jy wat? Ek sien nie die ouens van die Jehovah se getuies so aan nie. Ek sien nie hulle van die 7-dag Adventiste so aan nie. Ek sien nie hulle van die Hebrew Roots Movement of die Israel Visie ouens of jy noem hulle wie hulle wil. Ek hoor nie hulle van die ouens aan nie. En dit sê vir my dat die Satan en sy trawante is so bekommerd oor hierdie bo-natuurlike woord, wat elke dag nuwe siele inbring. Halleluja. Die woord sê in die tyd van Jahwe was daar daagliks by die gemeente gevoeg. En ek wil vir jou sê, as ek kyk na ons kykersgetalle, wat YouTube vir ons stuur, nie wat ek stuur nie, wat YouTube vir ons stuur, dan wil ek vir jou een ding sê, dit laat ouens agteroorslaan. Weet jy wat? Ons het niks om te bewys nie. Die feit laat die mense tot bekering kom. As jy wil sien waarvan ek praat,
kom na die onderdompelings of die doopdiens toe, die 2de Mei, dan kom kyk jy hoe word mense, wat ons nog nooit eers mee hande geskit het nie, wat deur die internet tot bekering gekom het, aangegaan het met die studies al vir 5-6 maande, of 'n jaar, of wat ook al, kom hulle om geonderdompeld te word, sonder dat ek met hulle 'n woord gepraat het. So wat is dit? Wie is dit? Dis die Ruach HaKodesh. Die gewelddadigheid van die goddelose, die ongeredde persoon, dit sleep hulle weg, en ironies dat ek dit geskryf het, van die bonatuurlike genadebloed van Yahshua. Hierdie is al 'n week terug se voorbereiding wat ek gedoen het. David het my vandag 'n boodskap gestuur, want hulle weier om reg te doen. Hulle, weet jy hoekom weier hulle? Want hulle kan nie. Want die woord sê, Vader Jaffa het vir hulle die leuen gestuur, sodat hulle in die leuen kon glo, en dat hulle in hulle sonde kan sterwe. Gaan kyk na Galasiërs 5, vers 1 tot 20. Hy stuur vir hulle die leuen, hy sê, gaan aan, daar sê, glo dit, doen dit. Want julle gaan in julle sonde sterwe. Hoe jammerlik, hoe jammerlik. Hoekom weier hulle om reg te doen? Want dit is teen hulle natuur. Hoekom wil ons die evangelie uitbring? Hoekom wil ons dag vir dag in hierdie ateljee sit en woord preek? Nag vir nag hierso sit. Want ons neem nie die dag op, ons neem nie die aande op, nag daarop. Hoekom? Want ons het 'n sielelas. Ons het 'n sielelas, ons wil hê mense moet tot bekering kom. Maar die ongoddelikes, dit wat ek en u doen, dit dryf teen hulle natuur in. Hulle kan dit nie verstaan nie. Hulle wil dit nie begryp nie. Dis nie dat hulle dit nie kan begryp nie. Hulle wil dit nie begryp nie. Want op een of ander stadium is dit vir hulle finansiëel voordelig om dit nie te glo nie. En weet jy wat sê die woord? Hy sê daar's blydskap in die hemel elke keer wanneer 'n siel tot bekering kom. Met al hierdie honderde duisende, miljoene mense wat nou al tot bekering gekom het. Jy kan dit nie glo nie. As gevolg van dit is daar blydskap in die hemel elke dag. En weet jy wat doen ons? Ons doen net waarvoor ons geroep is. Ons probeer nie iets anders te doen nie. Ons is in die liggaam van Yahshua, hy is die hoof en ons weet waar ons pas. En u as Jafis weet presies waar u pas. So kom ons doen en ons lewe die roeping waar Yahshua ons ingeroep het. Kom ons leef dit uit in die posisie in die liggaam. Halleluja. Wat 'n voorreg dat ons weet dat die woord sê, al val 1000 aan jou linkerkant, 10.000 aan julle regterhand. Na julle toe kom dit nie aan nie. Hoekom? Want ek sluit julle in van agter en van voor. Ek sê hom so bo en onder ook. So hy maak ons toe. Hy sê ons naam is herstel in die boek van die ewige lewe. En niemand kan dit daar uithaal nie, behalwe onsself nie. Wanneer ons terugval in sonde en ongeregtigheid. En dit wil ons nie hê nie. Dit wil ons nie doen nie. Dis die natuur van die gewelddadiges, van die ongoddelikes. En weet jy wat die ironie van die saak? Is dat baie van hierdie mense was eens op 'n tyd op die pad gewees. Hulle was eens op 'n tyd godsdienstige mense, hulle het kerk toe gegaan en hulle, ek probeer die dinge sê wat ons gedoen het toe ons jonk was, waaraan ons geken was as godsdienstige kinders van liewe Jesus en van God die Vader, Jahweh. Verstaan? Maar iewers het hulle die pad byster geraak. Iewers het hulle afgedraai. En daai verbitterheid, deurdat hulle sien die ander mense gaan by hulle verby, styg bo hulle uit. Wat 'n voorreg dat ons vanmôre weet, ons anker in die lewe is Yahshua. Dis nie 'n naam nie, want ons is nie 'n organisasie, 'n kerk, denominasie of niks nie. Ons behoort aan niemand nie, ons is nie 'n protestante beweging nie. Ons is ook nie 'n Hebreëse organisasie of beweging nie. Iemand het nou daar gesê weer, julle is 'n nuwe Hebreëse movement. Toe sê ek, ons is niks nie man. Ons is niks.
Ons gebruik net die oorspronklike antieke name, wat die Babyloniese hoermoeder Areus van 2000 jaar, meer as 2000 jaar gelede, probeer verwoes het, en alles weg te neem. So dankbaar dat Jaffa ons elke een gebruik, om die koninkrykswerk wat hy kom preek het, wat hy kom vasstel het, dit wat hy gebring het, 2000 jaar gelede, lewe ek en u in vandag, asof ons het laasweek gehoor het, gister van gehoor het. Asof ons gister by een van die wonderwerkende gebeurtenis verby gestap het waar hy besig was, om 'n blinde te laat sien. Ek gebruik 'n metafoor. So eg is dit. En weet jy wat is die ironie? Hierdie mense wat verblind is, hulle weier om gehoor te gee, sodat hulle deur die Ruach HaKodesh oortuig kan word van hulle sonde en ongeregtigheid, hulle in die koninkryk van Jaffa ingetrek word. Nou ja, so vinnig het die tyd alweer verby gaan, jy kan dit nie glo nie. Mag hierdie dag vir u, elke Jafis, broer en suster, deel wie deel van die bruid van Jafashua's universeel, mag hierdie dag vir u een wonderlike dag wees. Waarom? Want ons moet net kyk, waar's die geleentheid om 'n saadjie te plant? Het jy geweet, as jy een saadjie plant en hy kom op, dan draai hy 100 vrugte. Kyk waar gaan ons heen. Een saadjie kan 100 vrugte voortbring. Kom ons soek 'n rede om 'n saadjie te plant. Tot môreoggend as Vader Jaffa lewe en gesondheid spaar. Sy wil daarby is, Maranatha, Jafashua kom weer. Halleluja.